Goeiedag, baie welkom. Baie dankie dat jy hierdie oomblik met my deel. So 'n spesiale tyd binne in die kerklike jaar, wanneer ons nadink oor die hemelvaart, oor hierdie laaste bedeling wat aanbreek voordat die Here Jesus weer terugkom na die wêreld toe. Maar dan ook in besonder nadink oor die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ook uitgestort is as die Gees van Christus. En daardie wonderlike werking wat hy ook binne in ons lewens het. Die veranderingskrag van die Heilige Gees in ons lewens. Is dit nie wonderlik dat gedurende Pinkstertye in die jaar dit deur die jare so baie keer gebeur het dat mense se lewens regtig verander het nie. Dat daar werklike herlewings plaasgevind het nie. Want dit is daardie tyd wanneer mense, as hulle nagedink het oor die werk van die Heilige Gees, dat hulle meer van hulle self sou kon gee. Gewoonlik gaan dit mos daaroor dat ons sou wou vra dat die Here meer of die Gees meer word in ons lewens. En eintlik is dit so belangrik dat hy meer van elke ene van ons kry. So rondom die hemelvaart en die wederkoms hierdie gedeelte uit Openbaring vanuit die liedjie uit wat daar opgetoon set is. Kyk, hy kom weer met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom gekruisig het en hulle wat hom ook nie wou dien. Hy is die Alfa en die Omega, die een wat was en is en kom. Hy is die Almagtige wat was en is en kom. Amen. Mag daar vir jou genade dan en vrede in oorvloed wees deur jou kennis van God en van Jesus Christus, die Here. Amen. Ek wil graag 'n spesiale gedeelte met jou deel. Natuurlik is die hele woord altyd spesiaal, maar vandag uit Johannes hoofstuk 16 van vers 5 tot vers 15, waar dit ook gaan spesifiek oor die werking van die Heilige Gees. En ek lees vir jou uit die 2020 vertaling. Maar nou wil ek daarom graag saam met jou bid voordat ons uit die Bybel uit gaan lees. Want die versigtiging is elke keer dat die woorde van ons mond en die nadenke van ons hart vir die Here ook aangenaam sal wees. Here, baie dankie dat ons uit die Bybel kan lees. Dankie dat ons uit hierdie ou woord kan lees. Dankie dat hierdie woord ook altyd deur nuut in ons lewens wil wees. Here, baie dankie dat ons ook binne in die tyd waarin ons lewe so ongelooflik onder die indruk kan wees van u woord, van u stem. Dankie dat ons weet dat dit 'n lewende woord is, wat ook transformasie, verandering in ons lewe wil bring. Wil u dit dan ook vandag aan ons harte, aan ons menswees seën en dit ook heilig. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Kom ek lees vir jou uit Johannes 16, vers 5 tot 15. Ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En nie een van julle vra my, waarheen gaan u nie? Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol van droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kan kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie ander dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle aan die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. En dit is die gedeelte wat vir my by hierdie geleentheid ook baie spesiaal is. Vers 13. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle aan die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend
sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Nou, die tema, die gedagte waaroor ek met jou wil praat, is hierdie woorde wat ook kom vanuit 'n deesdae baie bekende lied. Gees van die waarheid kom woon hier in my. Nou wil ek nogal graag 'n gedeelte van hierdie lied vir jou lees. Gees van die waarheid, U woon hier in my. Maak my gehoorsaam, getrou aan U woord. Gees van die lewe, kom maak my weer nuut. Rig my gedagtes en denke na bo. Gee my die klop van die Vaderhart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Gees van die waarheid, gee krag vir U kind. Maak my getuie in liefde en hoop. Gees van vernuwing, stort al U gawes opnuut in my hart. Gee my die klop van die Vaderhart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. En dan is daar 'n ander lied wat ek ook so in my hart indra. En dit is in die liedboek, lied 444, wat sê, kom kyk, alles word nuut. Die Gees werk in my, die Gees werk ook in jou. Kom kyk, alles word nuut. Sy woorde is waar, jy kan op hom vertrou. Hoe wonderlik is dit nie, om die Heilige Gees in ons lewens te kan hê nie. En so baie keer, dan dink ons oor die Heilige Gees, op hierdie manier van, asof hy deel van ons agenda uiteindelik kan wees. En kom dink ons dalk op 'n vreemde manier oor die agenda van die Heilige Gees. Wat is die agenda van die Heilige Gees? Met ander woorde, as ons besig is, so iets soos met 'n vergadering, dan gaan dit oor dit wat op die sakelys is, dit wat van belang is, wat ons graag sou wou hanteer. En as ons praat oor die Heilige Gees, as die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, dan praat ons ook oor sy agenda, wat op sy agenda ten opsigte van elke ene van ons sou kon wees. Weet, so baie keer, dan werk 'n mens daarmee om half op 'n manier, wil ek amper te sê, die Gees te dryf, en te sê, in die Gees te roep, en die Gees half in ons lewens te wil inbring en in te trek. Die werklikheid is, dat die Heilige Gees volkome uitgestort is. Maar die Heilige Gees se funksie is nie uiteindelik om ons net gewoon half opgewonde te maak nie. Is nie net daar om net gewoon vreugde binne in ons lewens te bring nie, want inderdaad is dit deel van dit wat hy in ons lewe doen, maar die werklike agenda van die Heilige Gees is Jesus Christus, is 'n voortsetting van die werk, van dit wat Jesus Christus in hierdie wêreld te kom doen het, om dit werklik waar deel van ons lewens te maak. En daarom dat ons eintlik hierdie tyd van die jaar kan sê, en daaroor kan praat, en daaroor kan nadink, om te sê, ons leef werklik in die bedeling van die Gees. Want dit is in hierdie bedeling, in hierdie laaste tyd, so tussen hemelvaart en wederkoms, waar die werk van die Heilige Gees wat van ewigheid af daar is, waar dit so belangrik is, waarin iets van die krag van die Heilige Gees in ons lewe 'n werklikheid wil wees, en wanneer hy vir ons werklik in die waarheid, en in die ware waarheid wil kom lei. En Jesus, wat kom sê het, ek vertel julle egter die waarheid. Dis voordelig dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. Die weggaan van Jesus, die hemelvaart van Jesus, beteken dat daar 'n wonderlike bedeling aanbreek, in die opsig dat die Heilige Gees ook uitgestort word as die Gees van Christus. En dat hulle in daardie tyd, die disippels ook moes wag, op dat hierdie gawe van die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees,
ook uitgestort is. En ons weet wat gebeur het ook by daardie geleentheid op Pinksterdag, wanneer die mense in vreemde tale wil begin praat het, waar die groot geluid was, daar tonge soos van vuur gekom het en op hulle verdeel het en op hulle elke gekom het. Hulle in hierdie vreemde, of nie vreemde nie, maar in bekende tale van daardie tyd ook kom praat het, om daarmee ook die boodskap van Jesus Christus na die wêreld te kan uitdra, om te vertel van God se bemoeienis eintlik met die hele wêreld oor. Wat doen die Heilige Gees in ons lewe? Wat is so belangrik wat ons van hom moet onthou? Die een is, hy oortuig ons van sonde. Die Heilige Gees is die een wat ons verander. Die Heilige Gees is die een wat in ons lewe werk, wat ons lewe verander ook deur die wedergeboorte. Vroeger jare, baie keer het ons gepraat rondom die huisweg, rondom hierdie sake van roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, heiliging, regverdiging, volharding, verheerliking, verskillende kante van een groot diamant, die werk van die Heilige Gees. En die Heilige Gees is die een wat ons verander, ons lewe ook om nuut maak in die mate waarin die waarheid van Jesus Christus deel van ons lewe kom maak het. Die Heilige Gees is daarom die een wat ons ook kom oortuig van sonde, wat ons kom wys ook op die ongeloof, maar aan die ander kant ons lewens ook so verander, ons letterlik inent op Jesus Christus, dat die geloof deel van ons kan word, die feit dat ons kan glo, die feit dat ons in Christus Jesus kan wees, die feit dat ons lewens kan verander, dat daar 'n nuwe seisoen binne in ons lewe aanbreek, het alles te doen met die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Die ander is dat die Heilige Gees ook die wêreld en ook vir elkeen van ons kom oortuig van geregtigheid. Om te sê die wyse waarop Jesus gedoen het, die wyse waarop hy geleer het, die wyse waarop hy geleef het, dit wat hy kom verkondig het, is uiteindelik die standaard en die lewe van dit wat reg is, en oor hoe 'n mens uiteindelik ook behoort te funksioneer. Hy is inderdaad dan ook die weg in die waarheid en die lewe. Maar die belangrike dan, ook saam daarmee, is dat die Heilige Gees ook vir ons kom lei in die waarheid. In die waarheid, ons kom verder vat, hy werk deur die woorde en die werke van Jesus, en hy openbaar die waarheid wat uit die drie eenheid kom. Met ander woorde, die Heilige Gees is nie net iemand wat sommer net half uit die lug uitpraat nie. Die Heilige Gees se werk het die hele tyd te doen met die volheid van God, van dit wat kom uit die Vader, gegee is aan die Seun, en wat die Seun uiteindelik ook weer deur die Heilige Gees binne in ons lewens kom werk. Hy rus ons toe. Hy rus ons elkeen toe vir persoonlike groei. Hy rus ons toe daarin dat ek en jy kan lewe, dat ons kan ontwikkel, dat ons volwasse, volwaardige gelowiges mag wees. Hy kom rus ons toe. Hy kom rus ons toe vir persoonlike groei binne in onsself. Dat ons volwasse Christene kan wees. Maar aan die ander kant is die Heilige Gees ook daardie een wat die dryfkrag binne in ons lewe is. En wat ook ons ook lei tot openbare getuienis, dat ons kan getuig, dat ons kan vertel van die groot dade van God in Christus Jesus. Die Heilige Gees is daarom ook die voortsetting van die werk van Jesus Christus. En daarom is dit nodig dat ek en jy ook in ons lewe soveel bemoeienis maak met die Heilige Gees. Soms is dit asof hy vir ons 'n vreemdeling is. Iemand wat ons eintlik versigtig is om enigsins mee te praat. Weet ons ook nie oor hoe om hom te hanteer wanneer ons in ons gebedslewe besig is nie.
Is dit vir ons baie keer moeilik om vir hom aan te spreek? Weet ons nie presies oor wat ons moet maak nie? Praat ons soos baie mense baie keer gedoen het oor God die Vader en God die Seun en oor die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Maar die Heilige Gees wat ons in die waarheid kom lei, spreek ons nie altyd direk aan nie, want dit is hy wat vir ons inderdaad in die waarheid wil kom lei. Die waarheid van Jesus Christus. Jesus sê vir sy disippels, dit was nodig dat hy weggaan. Sy tyd op die aarde was voltooi. Dit wat hy in hierdie wêreld moes kom doen, waarin hy ware God was, ware mens op hierdie aarde kom lewe, het sy lewe het, sy heilswerk kom doen het. Daardie tyd was volbring gewees. 'n Tyd wat hy, wil 'n mens amper sê, hy fisies op die aarde was en van een plek af na die ander plek toe sou beweeg het. Daardie tyd is verby. Deur die Heilige Gees is hy oral en al die plekke in en kan hy in almal ook teenwoordig wees. Dit is sy manier om ook teenwoordig te wees. Daarom beteken dit die feit dat Jesus weg is, dat hy sy regmatige plek in die hemel opgeneem het, dat hy nie vir ons wees agtergelaat het nie, dat sy woorde van Matteus 28 inderdaad waar geword het, as hy sê dat ons moet onthou, dat hy al die dae by ons is, tot aan die volëinding van die wêreld. Maar wat hy vir sy disippels sê is, hy het vir baie dinge met hulle kom deel. Hy het so baie dinge vir hulle geleer. Hy het so baie dinge vir hulle kom wys, ook deur gelykenisse met hulle kom praat, verskillende metafore met hulle kom praat, wat hulle nie altyd noodwendig heeltemal sou kon verstaan nie, omdat die diepte daarvan so geweldig is, omdat hulle eintlik, wil mense amper sê, nie volkome gereed was vir dit alles nie. Maar wanneer die Heilige Gees kom, dan sou hy hulle almal nog verder ook in die waarheid lei. Sou hy vir ons, vir my en vir jou ook volledig binne in die waarheid kom lei. Is dit die werklikheid dat die Heilige Gees ook vir ons uiteindelik ook die woord gee, dat hy die woord, die skrifgeworde woord wat ons het, ook geadem het, saam met die woord is, dat die woord dat ons daarom ook kan sê, maar die woord is lewend, die woord is kragtig, die woord is binne in ons, die woord word deel van ons ontdek dit, ons groei daarin, dit, iets van die geheimenis van die Here groei ons al hoe meer in. En daarom gaan dit ook in sy werk oor persoonlike groei, persoonlike ontwikkeling. En hoe lekker is dit nie, dat ons in 'n persoonlike verhouding met God kan lewe nie. En binne in ons geloof altyd deur en voortdurend deur kan groei, kan ontwikkel, nader aan die Here kan kom. Maar met dit wat ons binne in ons het, inderdaad dan ook mense kan wees wat getuies is. En jy onthou mos die bekende woorde uit Handelinge 1 vers 8 wat sê, maar julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, sowel as in Samaria, en sowel as tot aan die uiterstes van die aarde. Hoe bevoorreg is ons nie om die Heilige Gees in ons lewe te hê nie. Hoe bevoorreg is ons nie om te weet dat Jesus ook deur sy Gees by ons is nie. Hoe wonderlik is dit nie dat daar ontwikkeling en groei kan kom en dat dit nie vanuit onsself kom nie, maar dat dit ook kom van die Here wat die Gees in ons lewe is. So baie keer ook van sy werk, as ons nie so reg weet wat om te bid nie, want ons soek mos maar partykeer woorde om te sê, want ons weet nie altyd wat om te sê nie. Dan kom sê Romeine 8 ook, oor die Gees. Die Gees tree vir ons in, met versigtinge, wat nie met die woorde van mense gesê kan word nie. Want hy, wat die harte deurgrond, God, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil
van God ook vir die gelowiges. Pleit vir ons, loop 'n pad met ons. Jy en ek hoef nie alleen te wees nie. Jy en ek weet dat ons in die teenwoordigheid van die Here verkeer, deur hierdie Gees wat ook in ons bly. Onthou dit maar wat in vers 13 staan. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Ons lewe deur die Gees. Ek bid dat die Gees dan inderdaad ook ons gedrag sal bepaal. Nou weet ons ook mos wat die vrug van die Gees in ons lewe is, van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Mag die Gees ook ons totaliteit van menswees besit in die mate waarin ons onsself ook volledig aan die Here oorgee, dat hy alles van ons kan kry. Here, baie dankie dat U ook vir ons in hierdie bedeling, waarin ons nou lewe, kan laat lewe met moed, met energie, met groei, met ontwikkeling. Here, baie dankie dat U ons positief, opgewonde, bly kan maak, omdat ons weet, hierdie Gees, die Gees van Christus, die Gees van die waarheid, is ook in ons, deel van ons, en maak die werk van die Here wat ons liefhet, 'n volledigheid binne in ons lewens. Here, dankie dat U ons lei, ook al die pad, dat U, o Heilige Gees, ons lei al die pad, in die waarheid lei, totdat Jesus Christus, ons Here, ook weer kom. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou. Amen. Ek hoop dat jy 'n mooi dag en mooi tyd het. Totsiens.